uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons tuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Onlangs het ons 'n paar dae gaan kamp. En terwyl ons daar so onder die bome gesit het en in die aande by die vuur gesit het, het ons begin gesels oor hierdie onstuimige en deurmekaar wêreld waarin ons leef op die oomblik. Ek dink net 'n bietjie aan alles wat gebeur het net hierdie eerste maand van 2026. Die jaar het begin met Donald Trump in Amerika wat Venezuela binnegeval het en hulle president ontvoer het. In Iran is mense deur hulle eie regering doodgeskiet omdat hulle geprotesteer het teen die regering. Amerika is in chaos as gevolg van die immigrasie goed en net in die afgelope week is 2 onskuldige mense doodgeskiet as gevolg daarvan. En in Europa is die lande besig om so stil hulle self voor te berei op die moontlikheid dat daar dalk 'n derde wêreldoorlog gaan uitbreek. En daar's nog 'n klomp ander goed ook wat aan die gang is. Nader aan ons lywe, hier in die Weskaap, is daar brande wat verwoesting saai. Daar's droogte in die omgewing van Knysna. In die noorde van ons land, daar in die omgewing van die Kruger Wildtuin, is alles besig om te verspoel. En die skooljaar het begin. Op die eerste skooldag is daar 'n klomp kinders dood in ongelukke wat veroorsaak is deur voertuie wat nie padwaardig was en reg was om leerders te vervoer nie. Op die Kaapse vlakte raak die geweld net al hoe meer en meer as gevolg van die bendes. So kan ek aangaan. Ons leef in 'n deurmekaar en onstuimige wêreld. En dit is as gevolg van hierdie gesprekke waar daar langs die rivier, onder die bome, langs die vuur, waar ons preekreeks vir hierdie kwartaal begin vorm aanneem het. Want ons het begin gesels oor wat sê ons vir mekaar in sulke onstuimige tye. Hoe help ons mekaar? En as gelowiges, wat is die Bybelse waardes waarmee ons kan help, wat vir ons kan help in tye soos hierdie? So dis waaroor die preekreeks gaan die volgende paar Sondae. Dis 'n preekreeks wat vir ons herinner dat die evangelie neem ons nie uit hierdie wêreld uit nie. Maar die evangelie help ons en leer ons hoe om getrou in hierdie wêreld te leef. So vir hierdie eerste Sondag van die reeks, kom ons lees dan saam Filippense 2 vers 1 tot 8. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of ydelyk te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Might is right. Dis 'n slagspreuk wat ons deesdae nou meer hoor, veral daar vanuit Amerika uit. Nou dit beteken dat die magtigste mense het die reg om te kan doen wat hulle wil. Selfs al is dit onregverdig, selfs al is dit soms teen die wet. Hulle is die mense met die meeste mag en daarom kan hulle dit gebruik soos wat hulle goed dink of soos wat hulle wil. Mense wat dit doen is mense soos Donald Trump. Dit was iemand soos Jacob Zuma, Vladimir Putin van Rusland doen dit, Elon Musk doen dit. Hulle leef volgens hierdie beginsel, maar dit kan ook meer alledaagse kan dit uitspeel. Jou baas by die werk kan so wees. 'n skool of by 'n skool kan so optree. Dominees by gemeentes kan so optree.
Dit kan selfs in 'n verhouding gebeur waar een partner so optree teenoor 'n ander partner. Ons leef in 'n wêreld waar mag verstaan word as die vermoë om mense te beheer, mense te kan dwing of mense te kan oorheers. En die mense met die meeste geld, die meeste status, die meeste invloed, is die mense wat op die ou en die agenda bepaal. Dikwels ten koste van ander mense. En die van ons wat nou maar wil aangaan met ons lewe, wat ons raak moedeloos daaroor, en dit pla ons, maar ons sê ook, dit is nou maar hoe die wêreld is. Maar op daai manier raak ons ook maar enablers daarvan, en hou ons ook maar eintlik dit in stand. Maar in Filippense 2 kry ons 'n heel ander prentjie van hoe mag werk, of hoe dit veronderstel is om te werk. Paulus sê, julle moet dieselfde gesindheid hê as Jesus Christus. Wat beteken dit? Wat bedoel Paulus daarmee? Paulus verduidelik dan, dat Jesus het dieselfde status en mag en gesag as God gehad. Maar hy klou nie vas daaraan nie. Hy hou dit nie vir homself en gebruik dit net ter wille van homself nie. Hy laat dit gaan om as 'n mens gebore te word, tussen mense te leef en om ander mense te dien. Selfs uiteindelik aan 'n kruis te sterf. Nou in Paulus se wêreld was dit die Romeine wat in beheer was. En die Romeine het met baie geweld beheer behou. Hy het met geweld hulle mag afgedwing. So Paulus sê dan vir die mense, mag lyk nie soos wat die Romeine dit doen nie, mag lyk meer soos wat Jesus dit doen. So moenie soos die Romeine wees nie, wees eerder meer soos Jesus. Terwyl ek nou hierdie week besig was met hierdie goed en met die voorbereiding hiervoor, toe dink ek op 'n stadium so oor die onderwysers wat ek gehad het in my skooljare. En oor watter van hierdie onderwysers het nou regtig 'n impak in my lewe gemaak. En daar dadelik 2 name by my opgekom. In die laerskool was dit juffrou Stemmet. Sy was my graad 7, standaard 5 onderwyser. En in die hoërskool was dit meneer Meiburg. Hy was ons biologie onderwyser. En ek het gewonder, hoekom het hulle nou vir my uitgestaan? Hoekom het hulle 'n impak in my lewe gehad? Hoekom onthou ek nou spesifiek vir hulle? Sien, hulle kon albei baie lekker kwaai wees as hulle wou. Maar ek onthou, hulle het nooit op ons geskree nie. Al was hulle streng, hulle was altyd baie konsekwent en baie regverdig. En ons was nooit bang vir hulle nie, al was hulle kwaai en streng soms. Hulle het ons altyd met respek behandel. So ons het hulle nie gerespekteer omdat ons bang was vir hulle nie. Ons was nie vreesagtig nie. Ons het hulle gerespekteer omdat hulle ons gerespekteer het en omdat hulle ons beter laat voel het oor onsself. En dis hoe Jesus se mag ook werk. Dit skree nie die hardste nie. Dit word nie afgedwing nie. Dit oorheers nie. Dit respekteer alle mense. Dit lig mense op en bring die beste in mense na vore. Dit laat mense beter asemhaal en anders en ligter leef. Die mag wat Jesus vir ons wys, lyk heeltemal anders as die mag, might is right, wat ons in die wêreld beleef op die oomblik. Verlede week het Jalies Johannesburg toe gegaan vir werk. En toe sy nou Woensdag terugkom, toe moes ek haar op die lughawe gaan haal. Nou haar vlug het 5:30 die middag geland. Dit is seker die slegste tyd van die dag om te met lughawe te ry, want dit is verkeertyd. So ek is toe nou hier uit Tableview uit en ek is daar op die N7 op pad na die N2 toe. En toe ek net daar by die brug oor die N1 gaan, daar by Goodwood, waar die Wingfield Weermag basis is, toe dam die verkeer op. En ons ry stadig, party plekke staan ons doodstil. En dit gaan stadig, maar toe ek nou uiteindelik daar by Voortrekkerweg verbykom, daar by die casino, toe sien ek nou wat die probleem is. Daar is toe nou padwerke daar, en 2 van die bane is toegemaak, so dis daarvan van Voortrekkerweg se kant af is daar 3 bane wat toe nou 1 word, en almal word ingedruk in hierdie 1 baan, en dit is dis nou al die verkeer en verkeerdheid. So dis chaos. Dit het my 40 minute gevat,
net om deur daai stukkie van Goodwood te kom. Nou wat dit nog erger gemaak het, is mense se houdings, die feit dat mense so ongeduldig is hieroor. Daar's taksies en ander mense ook, nie net taksies nie, wat hier links verbyjaag en voor gaan indruk. Daar's hierdie groot vragmotors wat net inkom en indruk en hulle is die grootste en die sterkste, so mense moet maar net pad gee vir hulle. Daar's mense wat net op hulle toeters lê en vir mekaar nie wil 'n gap gee om in te kom nie. En mense sien dit mos so op mense se gesigte. Mense raak so aggressief en krampagtig. Jy sien dit op hulle gesigte en hulle wil tog net beweeg en nie vir enige iemand kans gee om voor hulle in te kom nie, want dan gaan hulle nie kom waar hulle wil wees nie. So hulle sny mekaar net af. Sien, dit sal soveel makliker wees as almal net geduldig bly. As almal net vir mekaar ruimte gee. Dat sal soveel meer vloei in daai verkeerssituasie wees as mense net mekaar in ag neem. As ons net ons gesindheid verander, soos Paulus sê. En dis 'n les wat ek by my pa ook geleer het, 'n klompie jare gelede. Ons was een keer in 'n so gesprek waar mense weer so afgegaan het oor die taksies en die verkeer. En my pa het net gesit en luister en toe op 'n stadium toe sê hy net, los hulle uit en laat hulle net verbygaan. Hulle is nie so bevoorreg soos julle om elke maand 'n vaste salaris te kry nie. Hulle salaris hang af van hoe vinnig hulle mense tussen punt A en punt B kan vervoer. So los hulle, laat hulle net verbygaan. Die punt is, soms kry ons meer reg as ons net bereid is om bietjie terug te staan. Wanneer ons nie altyd net die eerste en die beste wil wees nie. Wanneer dit nie net altyd gaan oor myself nie. Wanneer ons gesindheid verander, soos Paulus sê. Dit wat ons leer in Filippense 2, is dat in hierdie wêreld waar mense altyd net die beste en die meeste wil hê vir hulle self en vir hulle eie groep en hulle eie mense, gaan ons dalk meer reg kry, as ons soms net wegkyk van onsself af. As ons kan begin ruimte maak vir ander mense. As ons nie net ingestel is op ons eie belange nie, maar ook op die belange van ander mense, soos Paulus dit skryf. Ek wil afsluit met 'n laaste illustrasie. Jy maak gou jou regterhand so in 'n vuis. En jou linkerhand hou jy so oop met jou handpalm na bo. Nou ons leef in 'n wêreld wat sê dat mag is soos 'n gebalde vuis. Dit moet afgedwing word. Dit moet oorheers. Dit moet beheer uitoefen, selfs met geweld as dit nodig is. Maar by Jesus leer ons dat dit gaan eerder daaroor om met oop hande te leef. Jy kan nie mense dien met gebalde vuiste nie. Jy kan dit net doen met oop hande. Oop hande is verwelkomend. Oop hande sluit mense in. Oop hande is diensbaar. In die politiek, op sosiale media, selfs in die kerk ook, word die mense wat die hardste skree of die hardste slaan, dikwels beloon. Maar by Jesus leer ons dat dit is beter om diensbaar te wees. Dat dit is beter om met oop hande te leef. En dit beteken nie dat ons swak is nie. Dit beteken nie dat ons op 'n ander manier sterk is. So mag God ons help om in 'n onstuimige wêreld waar dit net gaan oor might is right, eerder met oop hande te leef. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, U wat nie na mag gegryp het nie, maar die pad van nederigheid en liefde gekies het. Ons buig vandag voor U. Ons bely dat ons so maklik mag wil gebruik om onsself te beskerm, om ons stem te laat hoor, om beheer te hou. Leer ons om anders te leef. Vorm in ons die gesindheid wat in U was, om te dien eerder as om te oorheers, om ruimte te maak eerder as om in te perk, om lief te hê sonder vrees. Lei ons op 'n ander pad, 'n pad van nederigheid, getrouheid
en hoop. Ons bid dit in Jesus se naam.